hoe beïnvloed die toenemende gebruik van AI, KI, die toekoms van die kerk? Dis nie vanmôre 'n preek nie, hierdie is 'n bietjie vleis. Hierdie is 'n bietjie vaste kos wat ons vanmôre gaan bietjie moet eet en gaan oopbreek vir ons. Staan in die pad. Nou kom wil ons hieroor praat vanmôre. En ek dink daar's baie mense wat hieroor wil praat nie. Stem julle saam? Dit is 'n bietjie fyngevoelig en gefynheid daaroor, want wat 'n invloede het dit. Einde laas jaar, toe gee die Here vir my 'n visie, en ek kan nie verstaan hoekom hy hierdie visie vir my gestuur het nie. En ek is by 'n groot rivier, ek staan in die Waal, ek is by 'n groot rivier, en hierdie water kom af. En hier is allerlei goeders in hierdie rivier in. Boonbehalwe die debris en alles, dit bruin, dit is modderig, dit is vieslik. En ek staan op die oewer en ek kom toe terug en ek tree terug en die Here wys vir my, hierdie rivier is die mainstream media. Moenie daarin gaan nie, want jy gaan meegesleer word tot jou dood toe. Dis die uiteinde waarvan dit is. Kom daaruit, en ek kon nie verstaan nie. Maar toe die Here hierdie begin, laasweek die woord vir my gegee wat ek moet bedien, en ek het stil geraak, want hier is baie werk om dit na te slaan en dit te kan aanbied, omdat dit redelik sensitief is. Maar dit is nie sensitief vir die woord nie, want ons het 'n waarskuwing hierom. Reg, hier is 'n waarskuwing. En dit gaan nie om, soos hy vir my sê, ons is rekenaar ongeletterd nie, of jy nou die rekenaar kan aanswitch of nie kan aanswitch nie, of jy 'n gebruiker is of nie 'n gebruiker is. Dit gaan nie daaroor nie. Ons gebruik hierdie fone van ons baie. En ek gaan nou 'n bietjie dieper daaroor gesels, waaroor dit gaan. En dit is so maklik om inligting te gaan kry daar. En as jy byvoorbeeld op hun app is, ek gaan nou Engels en Afrikaans die mekaar praat, maar ons verstaan 'n app, nee. Alright. Nou wanneer jy op die app is, en dan jy scroll en dan haak jy vas by hun liedjie. En dan is daar in die agtergrond algoritmes wat vir jou die volgende ene opgelyn het. Alright, julle ken dit. Of as ek in Mrs. Google gaan intik, gee vir my hier iets, dan is daai inligting net so beskikbaar. Dis nie jou gewone rekenaarwerke, dit is 'n bietjie anderste, wat jou gewone rekenaarwerke is, dis 'n prosesor. Jy hoor wat julle gebruik rekenaars. Dis 'n prosesor wat jy gebruik om, ek gebruik dit, want ek stel hierdie dokument op. So ek was nie blootgestel daaraan nie. Maar ek het bietjie gaan, al vir lankal, het ons gaan kyk wat hierdie ChatGPT doen. En allerlei lekker dinge daar. Maar hoe nader ons aan die tyd kom, hoe meer goedes word daar blootgestel, en ons sien, wauw, hierdie is nie reg nie. Hierdie is nie reg volgens die woord van God nie. Nou jy kan nie die tegnologie heeltemal afskiet nie, want dit is ook 'n tool wat ons het, wat ons gebruik, wat ons kan gebruik. En ons gebruik hierdie tool om met mense te gesels ensovoorts ensovoorts.
Maar hierdie tool is verkeerd aangewend op. Is iets anders. Nou dit is die waarskuwing. Nou vanmôre was my gebed gewees, Here, dat U ons sal beskerm, dat U heining van vuur om ons sal sal plaas. Dat U ons sal beskerm. Julle moet verstaan, hierdie beskerming het ek en jou nodig. Veral as jy nou 'n foon in 'n 6-jarige se hand gaan druk, dan is dit asof dit 'n natural is. Nee. Jy moet nie agter die banke werk, jy moet vir my kyk. Dit is so net. Ja. Nee, kyk, ek is 'n natural agter hierdie boks. En ek ontdek baie goeders wat hier gebeur. Ek wil hê jy moet vir my gaan, het julle Bybels by julle. Ek het afdrukke gemaak van die notas. Maar as jy 'n Bybel het, blaai net vir my. Hier's 'n paar skrifte wat ek net baie gou wil. Hierdie skrifte wil ek meer as een keer gaan gebruik. En so hierdie skrifte kan jy maar onderstreep in jou Bybel. 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan het. En ek hoop dat julle, dis Paulus wat hier praat, dit ook tot die einde sal verstaan. Tot wanneer die wedloop klaar is, moet jy dit verstaan. Met ander woorde, julle moenie mislei word nie. So hierdie is die krukswoord. Dis 2 Korintiërs 1:13. Die volgende ene, bly net 'n bietjie terug na Matteus 22 toe. En ek is bly julle het julle Bybel saam. Matteus 22 vers 29. En luister hier wat sê Jesus. Hy sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Julle dwaal. Julle het gedwaal. Ek het gedwaal. En hier praat ek ook die kragte. Wat is die kragte? Dit is die gawes van die Heilige Gees. Ons kan dit niks ander plek gaan kry nie. En dan my derde skrif is net 'n bietjie aan Matteus 24. Vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Dis nou die eindtyd. En wat is die tekens van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, hier is die waarskuwing, pas op dat niemand mislei word nie. Vers 11. Maar dit is die waarskuwing, dit is die eerste waarskuwing wat Jesus gee. Hy sê, moenie mislei word nie. En baie valse profete, vers 11, sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder, onderstreep dit, sal die liefde van die meeste verkoel. Nou kyk wat gaan gebeur. Dit is so subtiel, die misleiding gaan subtiel wees. En die ongeregtigheid gaan groei en jou liefde gaan verminder. Dit is so. So jy gaan sterk word in die ongeregtigheid. En sonder liefde kan ons niks doen. So, ons word direk, waarsku Jesus vir ons, hy sê vir ons, in die laaste dae, dis wat gaan gebeur. Hy het nie een ding gesê wat gaan gebeur nie, hy het gesê, moenie mislei word nie. Hy het nie 'n klomp reëls en 'n klomp goeders gegee nie, moenie mislei word nie. Volg die woord
raak so, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Sal gered word. Jy kan enige tyd uit hierdie resies uitval. Hoor wat ek nou vir jou sê. You can lose it. You can lose it. Nou wat is KI? Ek was by die landbouskool gewees, van standaard 6 tot matriek. En daar het ons KI gedoen. Ons het kunsmatige inseminasie gedoen, wat hulle saad gekry het van geselekteerde bulle, en ons het dit ingespuit op geselekteerde koeie. Om dan 'n ras te kan help verbeter en te kan ontwikkel, om daai kwaliteite in die diere te kan inbring. Want die een, want dit is verskillende bloedlyne en so aan. Maar daai is boerdery goeders, dit het niks met hierdie KI, kunsmatige intelligensie te doen. Niks nie. Nou wat sê die slim mense? Wat is KI? Wat is dit? Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat dit is, wat dit doen, en dan gaan ons kyk wat 'n effek het dit, en wat 'n negatiewe effek het, en wat sê die woord van dit. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. En reg aan die einde gaan ons 'n bietjie kyk hoe ons kan oorwin, hoe ons dit kan toepas in ons lewens. Is dit reg? So gaan nie baie lank wees nie. Julle het notas wat julle kan op terugval. Nou gaan jy net hierso lees, die ontwikkeling, dit is die ontwikkeling van rekenaar wetenskap, wat gemik is op masjiene te bou wat take kan uitvoer. Met ander woorde, as jy 'n kort definisie wil, dit is wanneer 'n masjien mensagtige verstandelike vermoë naboots en in selfstandige patrone die kennis of insig is te ontwikkel uit data. Data is 'n klomp inligting. So daar is sekere mense wat die eienaar is van hierdie data. En dis die kruks daarvan. So daai data gebruik hulle vir wat? Probleemoplossing, leer, evaluering, dit doen evaluasies uit daai data uit. Dit redeneer, dit kan besluite neem, as jy vir hom klomp data gee. Dit verstaan die taal. Ek het baie keer wat ek inligting ingesit het in Engels, en dit was nie lank, dit is sekondes dan, dan gooi dit vir my in Afrikaans. Dit is lekker. Dit is 'n lekker tool daai, om dit te kan gebruik. Veral in die bediening waar ons is. Want ons het in Engels gestudeer, en ons praat Afrikaans. So nou skop hierdie twee, nou nie lekker in nie. Julle weet, want jy praat baie Engels, en jy kan sien, en nou haak ek so 'n bietjie vas, nee, veral by die werke. Beeldherkenning, wow. Hierdie is fenomenaal. En vandag, hulle het al reeds selfbesturende voertuie. Ek het nou gesien, Elon Musk het nou daai klein vliegtuigie, hy klim in hom en hy draai hom so, en dan, daai ding vlieg nie die goeders vast nie, so hy stuur hom nie, hy hou nie die ding vast, en daar gaan hy gaan uit die gebouw uit, sonder hom in enig iets vast te ry. Dit is scary, dit is scary, ons kan aan. Waar het hierdie kunsmatige intelligensie begin? Waar het begin? Baie lank terug. Hulle het al begin in die vroeë 1900s, het hulle al begin en sê, hier is 'n ding wat ons kan bou, wat iets kan doen. En toe dit verder ontwikkel en in 1956, toe is dit gebore, en die Dartmouth konferensie in die VSA.
deur John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon en Alan Newell. Julle is al seker gehoor van hierdie mense, nee? Maar nie ek nie. Want ek is nie heeltemal in die IT-besigheid nie. En dit is nou die geboorte van die artificial intelligence soos wat dit het. Dan die tyd van masjienleer was in 2000 gewees. Toe dit begin. Toe gaan hulle dieper. Hulle die deep learning in die moderne KI ontwikkel en ontdek. Dit het daar gebeur. So dit is nie van vandag af nie. Die goed is al 'n paar jaar in die gang. So hulle die netwerke gebruik, hulle gebruik al die data en hulle het hierdie grafiese verwerkers wat die brein agter alles is. Maar ek wil nie vir ons heeltemal toegooi met al hierdie jargon nie. Ek wil nie daarvan doen nie. Maar ek het vir myself 'n paar vrae gevra. En ek was bietjie op ChatGPT om te gaan kyk wat sê ChatGPT. En ek het mooi woordjies daar gehad. Van al die mooi funksies en al die mooi goeders wat hulle doen. Regtig. Hulle doen die stemassosiasie, die visuele assosiasies wat hulle doen in vandag se lewe. Die weervoorspellings, die tracking wat hulle kan doen, nie net van mense nie. Toe het hulle baie kinetics uitgevind. Ek werk in Johannesburg in 2007. Ek het die staalwerke gedoen rondom die nuwe Amerikaanse konsulaat op daardie tyd. En die eerste ding is jou toegangskaartjie was met jou oog gewees. Maar ek het hierdie ding verneek. Ek het my oë so blur gemaak, ek hulle niks kan sien nie. En toe gee hulle vir my 'n manuele toegangskaartjie. Daai goeders is al daai tyd in gebruik gewees. Hierdie gesigsherkenning wat hulle doen, dis 'n ander ding. Hulle kan vir jou uithaal. Regtig, hulle kan vir jou uithaal. Hulle sê, baie keer kyk ons nou die movies wat hulle daar doen, en dis wat hulle doen vandag. En dis die inligting wat, maar ons moet nie naïef wees nie. Ons moet weet, as kinders van die Here, wat daar aangaan. Want daai goedes beïnvloed ons, maar dit beïnvloed ons kinders. Ons weet nie waarna kyk hulle nie. Ons gaan nou daarby kom. Daar's verskillende KI goeders wat hulle gebruik, en ek wil nie te diep hier ingaan nie. Hulle die narrow KI, die artificial general intelligence, wat weer baie goeders kan doen. Hulle dan het hulle superintelligensie. Daai goeders kan baie goeders vervaardig. Dit vervaardig die robotte en al die goeders. En nou het ek 'n prentjie hierso van die platforms. Hulle het 120 AI tools wat hulle gebruik om hulle goeders te doen. Meer as dit. Maar dit is in verskillende kompartemente opgedeel en ek wil nie daarop gaan nie. Ek het jare terug toe werk ek, nadat ek by die poskantoor weg is, toe werk ek vir 'n datasekuriteitsmaatskappy. En hulle het hulle eie, wat ons genoem het, die firewalls gebou. En 'n firewall is 'n groot rekenaar en hy het baie reëls op die netwerk. Soos hierdie kode kan nie dit doen nie, dit kan nie dit doen nie, en die goeders word gestel. En ons moes 'n hoë profiel sekuriteitsverklaring gekry het om byvoorbeeld by binnelandse sake of by die weermag te gaan werk. En daai aansoek, hulle het jou uitgecheck vir 6 maande. Hulle het jou hele geskiedenis aangegaan.
jou hele bankrekening, alles wat jy doen en wat jy besit en dit het hulle uitgekyk, al daai tyd, sodat jy daar kan ingaan. So ek het 'n klein bietjie ondervinding of blootstelling aan die netwerke of wat die sagte ware is. Maar dit is, soos Dani sê, is far above my pay grade. Hierdie goeders, regtig. Maar ek kan sien wat dit doen. Kom ons gaan kyk op die verskillende platforms wat dit het. Dan het hulle die deep learning. Met ander woorde, daar is 'n robot ook uitgevind, ontwerp, wat 2003 toe werk vir Toyota in Durban. En toe is daar 2 swysrobotte en hulle swys sekere gedeelte wat jy laai en dan druk jy 'n knoppie en dan spring jy en dan swys die 2 goeders laat die visies weer. Dan moet jy dit uithaal en dan moet jy dryf dit om en sit jy in die volgende stasie. Daar is 4 stasies en tussenin is daar swyswerk wat jy self moet doen en wat jy op die einde doen en dan kalibreer jy dit. Ek het die agterasse van die Toyotas gedoen, van die sprinters en daai tipe van goeders. Baie interessant. Maar dit is vinnig, dit is harde werk. En daai agterasse weeg 19 kilos elk. En jy het elke agteras 6 keer hanteer. So, ek het 'n rugstring gehad wat skrik van niks. Dit was verskriklik sterk. En die goeders wat jy moes gaan hanteer het. Maar dis daai tyd, toe die robot daar uitgekom, nou het hulle al dit so gefyn kan wat operasies kan doen. Die goeders maak hulle self, robotte wat hulle nie nou mense nodig, wat op kraamverlof gaan nie, of wat babbelas het, of wat ook al, wat siek word nie, so hulle begin hierdie goeders die mense te vervang. Dis die tyd waarin ons leef, en dit is wat ons moet verstaan. Want dit is nou die nice goeders wat hulle doen. Dit is nou regtig die mooi goeders wat hulle doen. Dink net aan die sekuriteitstelsels wat hulle het. Daai kamera, daai oogietjie, wat jy kan volg. Wat jy op sekere plekke, wat jy kan daai is nogal skerry goeders. As jy in die moderne huise kom en hulle klap hulle hande of hulle sê iets, en dan, my dogter het dit in Nieu-Seeland, en dan kom die TV aan, ek sê dit harder, en dit daai tipe van goeders. Nou, dit is nou regtig grand daai, hoef niks te doen nie. Ek sê weer, die eienaar van die data, hy is die persoon in beheer. Is hy van God af. Die nuwe stelsel wat hulle nou in het, jy kan 'n webblad binne sekondes opstel. Jy gee vir hom 'n bietjie inligting en hy prosesseer dit. So hoef niemand te betaal nie, jy gaan doen dit self. Dit help met finansies. Met die mense wat die brokers doen, hulle het 'n algoritme wat hulle goeders uitwerk. So dis nie meer soos in die ou tyd wat hulle het, okay, ons wil soveel, okay, ons dink nou hierdie ding gaan daar, hy gaan daar 'n piek, dan moet ek daar verkoop en dan moet ek dit doen. Hierdie ding werk alles vir jou uit. Hy doen. Hy kan groot hoeveelhede data op een slag verwerk. In besluitneming het hulle hierdie goeders gebruik in Suid-Afrika. Was nou onlangs was daar 'n hofsaak gewees. Wat hierdie regsgeleerde het 'n saak voorberei en hy het hierdie goeders by ChatGPT opgesit en hy het KI ding gedoen en hy het vir hom 9 FOP gevalle wat hy gebou het van sake wat nie daar was nie. En toe hy dit in die hof gaan present, hy dit gaan aanbied. Dis wat sy saak is en
En toe sê hulle, wow, stop die joh. Kom ons kyk na jou verwysings. En toe hulle gaan kyk, sien hulle hierdie is nie, want die veelheid inligting wat daai mense moet prosesseer, is boeke en boeke en boeke van gevalle. En dis nou lekker as 'n rekenaar dit vir jou kan doen. Dis lekker. Want hy skop vir jou antwoord uit en hy volgende dag as hy vars en fris en hy het nie laat gewerk nie en hy het sy antwoorde in daai van. Die uiteinde van die saak is, hulle het hom aangekla. Want daai was nie sake wat werklik sake was nie. Of hy nou sy nommer verloor het, weet ek nou nie. Die interaksie wat ons het met ons fone en ons goeders, dit is, soos ek sê, dit is scary. Hoe dit kan geprosesseer word en dit is baie vinnig. Maar hier kom ons nou, en ek wil amper met hierdie kaai afsluit, en dan wil ek net 'n bietjie woord bedien. Wat sê die woord? En ek het hierso punt nommer 6 hierso my samevatting. Die feite van die resultate van KAI. Nou julle is baie meer as welkom om op BBC News te gaan kyk en te gaan Google en te gaan kyk wat is die negatiewe effekte. Daar is baie meer as wat ek hier gaan doen. So gaan net 'n paar uittrek en 'n bietjie gesels daaroor. Hierdie is die grootste finansiële inspuiting wat gegenereer het van besigheid. Want hulle sê mos hulle bou jou besigheid op KAI, julle het mos advertensies gesien. En die mense doen dit. En jy spandeer 15 minute per dag en jy het jou dag en dan sit jy verder by die swembad en margaritas drink. En jou werk is klaar gedoen. 200 biljoen net vir die jaar. En dit is ongelooflik baie geld. Hier is 'n ander ding. Baie van die pastore het uitgevind dat hulle kan ChatGPT gebruik. En nou sit ek net 'n sleutelwoord in wat ek wil werk vir my preek uit. En die ding werk vir jou preek uit. Ek het dit getoets. En jy, Jenny, ek het dit getoets. Hy doen het, hy het ook perfect. En ek kyk so na dit en so, wow, okay, ek verstaan die, maar die skrifte is nie akkuraat nie. Hy gee vir jou net 'n gedeelte van die skrif. En daar is geen Heilige Gees gedrewe aksie nie. Niks nie. Hoekom? Want Christus is nie in KAI nie. So die Heilige Gees is nie in KAI nie. En ek weet nie hoekom die mense so mislei kan word deur dit nie. Dat mense wat eintlik die woord moet bedien, Heilige Gees gedrewe woord moet bedien, hulle gebruik die KAI om vir hulle nou 'n woord voor te berei. Scary. Die kinders, jy moet luister Swarie, los hy voor my. Die kinders raak lui. Hoekom raak hulle lui? Hulle dink nie meer nie. Want die groot hoeveelheid inligting wat jy kan uittrek. Wat is die beste? Ons is nou ouer garde hierso. Wat het gebeur? As jy ding gaan naslaan. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra. Ken jy die skrywer van hierdie boek? Slaan jy dit na wat hierin staan? Maar ons wil na die machine toe gaan en die machine gaan vir my beter antwoorde gee. Luister nou wat gebeur in werklikheid in Amerika. Hulle het hierdie chatrooms.
Ons moet weet daarvan, want ons kinders doen dit. Hulle gaan vir ons baie daarvan vertel, nee. Hulle is op die chatrooms. En nou het hulle hierdie love chatroom. Ja. En nou het ek 'n girlfriend hierso. Ja. Want dit is 'n machine. En sy praat vir my, sy chat vir my. En sy gaan aan, sy doen haar ding. Liefdeswerk. Alles mooi. Hulle het seuns gekry wat selfmoord gepleeg het. Want die ding sê vir hulle, hoor hierso, as jy's regtig nie happy met dit wat aangaan nie, maar as jy by my wil wees, dan gaan pleeg selfmoord, dan kan jy by my mos wees vir ewig. En leer hulle hoe om te doen. En hulle leer om dit te doen. Wow. Dis crazy. Weet ons dit? Sien ons dit? My kind is daar besig. Okay, my kind is nou stil en hy doen nie sy ding nie. Jy moet gaan kyk. Ons moet gaan kyk. Hier is 'n skerry ene. Hulle het 'n Jesus app. Talk to Jesus app. Wat hulle daar het. Wat 'n blasphemy het jy nog ooit gesien? Dat hulle 'n app maak met hulle Jesus kan praat. As jy met Jesus wil praat en jy wil luister wat Jesus vir sê, ken die skrywer van hierdie boek. Nou gaan hulle na KI toe en hulle gaan kry daar misinformasie en hulle word mislei wat in hierdie boek, die werklikheid in hierdie boek staan. Het julle al gesien hierdie prentjies, nee? Karel, julle is nogal skerp met hierdie rekenaars, nee? Ek check jou uit. Julle het nou al gesien hierdie wat hulle jou persoonlikheid kan vat. En hulle vat jou stem en hulle vat jou chassis en hulle panelbeat om so bietjie. En hulle maak uit asof dit nou jy is. Ja. En het jy al gesien as Donald Trump daar begin jive en come on man. Hy is oud en hy het 'n poep en hy kan nie so lekker draai nie. En daai moves uithaal wat hulle daar uithaal nie. So die impersonate van jou persoonlikheid word gewaarheid. Nou vra ek verder. Kan jy 'n volwaardige hofstuk indien? Maar die ding kan deur KI genereer wees. Hoe akkuraat is dit? Dit is nie akkuraat nie. Come on. Ek het nou vir julle prentjies daar aangesit en ek dink julle gaan dit like. Die mobilisering van robotte op hierdie stadium. Het ek 'n dingetjie gesien in China waar hulle nou binnekom volgende week of 2. Ek het die foto's gesien wat hulle die robotte daar gaan insit wat nou toegerus is met al hierdie KI. En hulle gaan die strate patrolleer. Wie doen wat, wanneer? Wat sê dit vir jou en vir my? Wat is besig om tans te gebeur? Ek het 'n stuk hierso van die een van die paas. Wag, ek nou net hierso 'n bietjie terugblaai. En ek herinner nou myself hier aan om dit nog, nee, dit kom nog. Ek het nou die vooruit gegaan hierso. Ek gaan hierdie ding sê. Die tracking tegnologie en die mobilisering van robotte draak al hoe meer. Wie is die voorloper van KI in die wêreld? Amerika. In Amerika, alright? Wie is tweede? Wie is tweede? Nie Britannia nie. Die Arabiese lande. Kan jy dit oorvertel? En dan kom Engeland. Dit is scary.
Dis skerry. Ik ben een hoofdbrein achter alles is die Antichrist. Ja, ek gaan nou vir jou daar 'n dingetjie vertel. Hier's nog 'n ding wat sy kop uitgesteek het. Wat ek net so terloops raak gesien het. Daar's 'n nuwe geloof wat deur KI gegenereer is. Robotisme. Dis 'n nuwe geloof. Jy moet dit sien. Die preekie sê artificial intelligence is God. Ja. En hulle het hoeveel aanhangers wat hulle nou het. Dit groei in die rekenaarwêreld. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie. Al die kinders moet geweldig. Robotisme, kan jy dit ook vertel? Nou wil ek vir julle sê, ons word gewaarsku daarin, hierteen, in Openbaring 13, want hier kom die skrifte. Ons gaan dit nou lees. En ons weet wie is die hoof dryfkrag die agter is, Elon Musk, alles wat gebeur. Okay. Nou is hier so 'n man se naam, Geoffrey Hilton. Hy was die pa, hy was die vader van deep learning in KI. Hy het in 2023 bedank, want hy het gesien wat besig is om te gebeur, en nou vat hy sy tyd en energie om mense te waarsku wat die resultate is van KI. Hy het sy hele lewe daaraan toegewy. Dan sê, wow, stop die lorry. Hier is moeilikheid. Want daai goeders gaan teen ons draai. Omrede daai inligting so is, en hy kan homself genereer, en hy kan homself bou, het ons nie nodig nie. Hy het ons nie nodig nie. Hulle kan wapens bou. Wat sê God se woord? En ek wil afsluit hiermee. Kom ons gaan kyk wat sê die woord. 2 Timoteus, ek het dit daar so my, julle kan daar kyk. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Sy vertel vir my, haar kinders wil niks met haar te doen nie, want sy is oudtyds en sy kan nie dit verstaan wat die KI vir hulle beteken nie. Hallo, ek is eerder oudtyds, maar ek weet wat aangaan. Die Here het hierdie goedes aan my geopenbaar. Vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. So is die goeie nuus, is going to get worse. Dis die goeie nuus. Die groot ding van hierdie KI is die misleiding. Dit het sy goeie punte, maar daar is meer negatiewe punte daaroor, en dit het 'n verrykende negatiewe effek op ons ewigheidswaarde, want ons wil nie hel toe gaan nie. So ons het 'n besluit, ons het 'n keuse wat ons moet maak. Johannes, hier is my liefkoeste vers, Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom hin u. En dit is nou. Wanneer die ware aanbidders van die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom bid, moet in gees en in waarheid aanbid. Ek het vanmôre se lofpryse en ek geniet het, julle het geniet. Dis 'n bietjie oudtyds, nee, van die jongere manne ken dit nie. Maar dis ouer liedjies wat ons gelei het met die uitstorting en die
vervulling en die aanraking van die Heilige Gees. In Petrus 5 vers 8, ek moet hierdie verse vir ons lees. 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Weer, Jesus het dit nie gesê nie, wie het gesê? Paulus. Nie mislei word nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Hulle word openbaar. Die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 1 en 1 is 2. Julle kan dit nou by mekaar sit. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Maar die Gees is uitdruklik dat die laaste tye sommige van geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lerende van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsheid van leenaars wat in KI gebrandmerk is in hulle eie gewete. Nou net 'n bietjie verder aan 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 11. Hierdie is 'n belangrike skrif. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan met allerlei kragte, dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Ek dink God die Vader het gesê, enough is enough. If you want it, I'll give it to you. Ek wil julle moet self Openbaring 13 vanaf vers 11 tot 18 gaan lees. En wat ek gaan hiermee afsluit. Ek het die laaste blad wat ek gedoen het is, ek het 'n ding gaan aftrek wat vir ons 'n basiese tydlyn het, maar hy het nie soveel inligting as wat ek in myne gesit het, maar ek het net vir julle afdruk gemaak. Wat gebeur met die wegraping? Hierdie goeders gebeur tussen die 7 jaar waarvan Daniël geprofeteer het, waarvan Openbaring 6 tot 19 is die 7 jaar. So die regte aanbidding op daai stadium gaan ons nie hier wees nie. OK. Maar dit moet ek en jy weet en verstaan. Hierdie is ter voorbereiding. Ja. Die KI is die misleidende faktor wat ek en jy as kind van die Here moet kan verstaan. Ek het hier so my laaste blad het ek hier geskryf, ek 'n paar notas gemaak en ek gaan daarmee afsluit. Ek moet hiermee afsluit. Wat is my aanbeveling? Hoe gaan ons dit, hoe gaan ek en jy dit hanteer? Verminder jou skermtyd, vermeerder jou true. Onthou dat Jesus is nie inwonend in KI nie. Daar is geen Heilige Gees in KI nie. Wanneer jy born again, wedergebore
is jy wedergebore in gees en in water. Jy is gedoop. Jy het die Heilige Gees ontvang. Jy het die gawes van die Heilige Gees ontvang. So daar is nie manier want ek en jy hierby kan betrokke raak nie. En jy het gesien die negatiewe effek wat dit op ons kan hê, wat dit ook op ons kinders gaan hê. Hulle is die leiers van die toekoms. Daar is geen quick fixes nie. Wag op die hemelse Vader as jy 'n saak het. Jy gaan nie na ChatGPT toe nie en jy sit jou inligting in en hy skop vir jou goeders uit. Want daar is geen Heilige Gees daar nie. Daar is geen Jesus antwoord daar nie. Niks nie. Wait upon the Lord. Dis wat die woord vir ons sê. En dan wil ek nou 'n baie sensitiewe saak aanraak. En sê hierdie boodskappe wat ons so heen en weer stuur. Dis goed en wel as jy 'n goeie môre boodskap het wat ook al het. Maar ek is baie versigtig. Al die goed, ek het van die goedes aangestuur. Dit lyk great. Hierdie is 'n Christus boodskap. Wat van die vyand afkom, wat gaan daar gebeur? Wat gaan uiteindelik daar gebeur? Dis 'n misleiding, dit lyk nice. So julle sal sien, ek is baie selektief oor enigiets wat ek stuur. Hulle tot liedjies verander, praise and worship liedjies. Wat hulle satanistiese woorde inbring. Jy dink jy het 'n lekker beat en jy sing daar en jy gaan aan. Catch a wake up. Catch a wake up. Moenie jouself blootstel aan hierdie ding nie. Want so subtiel gaan hy vir jou 'n kopswaai gee en jy gaan deel word van groter ongeregtigheid en minder liefde. En jy gaan jou afsny. Want die Vader sê, as jy wil ongeregtigheid hê, I'll give it to you. Dit kom. Dit kom. Die woord sê so, ons het nou net gelees. Versterk jouself in die binnekamer. Wanneer jy so 'n boodskap wil stuur, en jy het iemand op jou gedagte, ek het Lucky op my gedagte. Dis Heilige Gees het vir my sê, Lucky sukkel met 'n ding, ek moet vir hom bid en ek stuur vir hom 'n boodskap. Ek stuur nie 'n forward boodskap wat 120 mense deurgestuur het. Stuur dit, okay, nee, ek dink Lucky sal dit like. Stuur dit vir hom nie. Daar's geen Heilige Gees interaksie daar nie. En ek weet ek trap op julle tone, maar ek gee nie om nie. Ek gee vir jou die waarheid. Jy kan nie 'n nie Heilige Gees ding vir die mense stuur nie. Waar kry jy 'n Heilige Gees boodskap? In jou binnekamer. Waar gaan jy dit anders kry? Net in jou binnekamer. As ek vir die man wil bid, gaan ek op my knie en ek bid, ek sê, Here, ek dra hierdie man op na U toe. Help hom in sy struggles wat hy het. Here, genees hom. Help hom. Wees saam met hom. Want die Heilige Gees is alwetend en alomteenwoordig, nie ChatGPT nie. Hy kan nie vir jou dit bid nie. So, ons moet kyk na hierdie boodskappe wat in die omgewing wat deurgaan. Ons moet regtig kyk daarna. As julle sien dat die oorsprong is KI gedrewe. Hulle is so slim, dit lyk soos 'n oorspronklike ding. Dit lyk so, regtig. Ek kan nie glo as ek hierdie twee vat. Ek het 'n ander preek geluister van iemand in Amerika wat ook hieroor gepraat het. En hulle het 'n toets gedoen en hulle het goedes ingesit wat hulle daai algoritmes gebruik en daai apps gebruik. En hulle sit toe hier mense se prentjies in en hulle praat met hulle en wara. En dit is die ware Jakob. Dit kom net so voor. Lyk dit net soos daai man. As al daai hartjies op Wilrik se baard en alles, dit wys dit.
alles. Is daar nou liefdeslyne? Mense, hierdie ding is soos daai drome die Here vir my gegee het. As jy betrokke raak, gaan jy in daai rivier beland en daai rivier gaan vir jou die dood veroorsaak. Dit gaan vir jou wegsloer in 'n plek waar jy nie wil wees nie. Hou by die Vader se woord. Ken jy die skrywer van hierdie woord? Dit gaan vir jou ewige lewe gee. Niks anders nie. Ek kom afsit. Kom ons sluit ons oor.